Welkom! Vandag verken ons Setagaya in Tokio. Op die oog af lyk dit dalk wel modern, nie? Maar jou bronne, blogs, gidse, selfs ou kaarte wys dis 'n plek met diep wortels en verrassende stories. Kom ons grawe bietjie. Ja, presies. Die broene skets 'n prentjie ver by die gewone toerustegidse, jy weet. Ons kyk na legende van samurai, egos van oorlog, selfs verlore drome wat steeds so half in die strate fluister. Die doel is om daardie laas saam met jou af te skil, om te sien wat onder lê. Goed, klink reg. Kom ons begin met een van daai legendes, 'n liefdesverhaal, maar een wat tragies eindig. Die Sagisho-legende. Dit gaan oor die 16de eeuse kasteelheer Kira Yoriyasu en sy byvrou Tokiwa-hime. Dis reg. Blykbaar het jaloesie van die ander byvroue en wel valse stories haar ondergang beteken. Nogal hartseer. Hoeso? Wat het gebeur? Sy is verban en het later haar eie lewe geneem. Die storie vertel hoe 'n wit reier, 'n Shirasage, haar heel laaste brief gedra het. En wat merkwaardig is hoe hierdie legenda vandag nog leef. Jy weet, Regtig, hoe? wel, Sagasaya se amptelike wyksblom, die Sagisou-orgidee. Dis lyk presies soos 'n reier dat opvleer. Dis amper ongelooflik. Dis nogal 'n direkte visuele koppeling, ja. Nou, waar kan jy vandag nog iets van die storie, wel, ervaar, as jy daar is? Goeie vraag. Die ware fonds, sou ek sê, lê in die plekke self. Jy kan die terrein van die ou Okusawa kasteel besoek. Dis by Yoshinchi Tempel. Mense ken dit ook as Kuhonbutsu. Dis waar die blomglo eerste opgekom het. OK, by Kuhonbutsu. Ja. En dan, amper versteek in 'n woonbuurt, is daar Tokiwazuka. Dis haar klein grafsteentjie. Dis 'n stil plek, amper vergete, maar dis 'n tasbare herinnering aan haar storie. Nogal roerend, eintlik. Van hartseer na, wel, geluk, hoop ek, Gotokuji Tempel en die Maneki Neko, daardie wyfende kakkie wat ons almal ken, wat glo geluk bring. Hoe pas dit in Setagaya se storie? Dis 'n wonderlike een. Die oorsprong veral is fascinerend. Dit gaan terug na die 17de eeu. 'n Belangrike heer, Ii Naotaka, het tydens 'n storm onder 'n boom geskuil. Ja. En 'n kat by 'n nabygeleë ietwat vervalle tempel het glo vir hom gewink. Ja. Amper asof hy sê, kom hierdie, Gewink. 'n Kat. so sê die legende. Hy stap toe nader na die tempel toe en oomblikke later slaan weerlig presies daar waar hy gestaan het, die boom. Sjoe. So die kat het sy lewe gered. Dis waarom mense deesdae die beeltjies koop, as 'n soort dankie. Wel, dis die begin daarvan, ja. Maar wat Gotokuji vandag so besonders maak, en dis die ding wat jy dalk miskyk as jy net die storie hoor, is die gesig. Daar is duisende, ek meen letterlik duisende, wit Maneki Neko beeltjies wat dankbare besoekers daar gelos het. Duisende. Ja, dis 'n absoluut oorweldigende gesig. 'n Visuele tapestrie van volksgeloof. Dis regtig iets om te sien. En die tempel self het ook sterk bande met die magtige Ai-familie. Die graf van Inosuke is byvoorbeeld daar. Inosuke. Was hy nie daai omstrede figuur uit die laat Edo-periode nie, wat gehelp het Japan oopstel? Juis hy. So dit voeg nog 'n laag geskiedenis by die een plek. Dis nie net die katjies nie. Interessant hoe een plek soveel stories kan vashou. Reg, kom ons skuif na 'n ander soort verhaal, een van oorlewing. In die Geba-area, ek sien die naam Geba beteken klim af van jou perd. Klink oud. Ja, dis 'n historiese verwysing. Dit was glo 'n deel van die shogun se ou jagvelde, 'n plek waar jy moes afklim. Maar die storie wat ons bronne hier uitlig, is meer onlangs. Dit kom uit die Tweede Wêreldoorlog, tydens die hewige bomaanvalle van 1945. Tokio is swaar getref, jy weet. Ja, natuurlik. Wel, in Geba het 'n plaaslike standbeeld die Mabiki Jizo, dis 'n beskermer vir reisigers en perde, soort van, en 'n paar ou kersiebome. Hulle het wonderbaarlik ongeskonde gebly, te midde van grootskaalse verwoesting rondom hulle. Dis ongelooflik. Soek mens dan spesifiek na hierdie bome as jy daar is? Is dit die verborge juweel? Dis presies waar die dieper storie lê, ja. Dit gaan nie oor 'n groot blink monument nie, glad nie. Die ervaring is in die soeke om hierdie spesifieke oorlewende bome,
die Gibakuju, te vind in stil woonstrate en dan die besoek aan die nederige Jizu-altaartjie. Plaaslike inwoners eer dit steeds. Hoe weet mens? Jy sien dikwels vars blomme of selfs klein offerandes soos belwortels vir die perdes op beskermer. Dis 'n lewende simbool van veerkragtigheid en vrede. Dis baie nederig, maar kragtig. Sita Gaya klink na veel meer as net geboue en strate. Jou bronne noem ook die Tudoroki-vallei. Dis natuur, reg? Ja, en dis nogal 'n verrassing. Dis die enigste natuurlike beboste vallei binne Tokio se hele 23 sentrale wyke. Die enigste een, regtig? Ja, jy stap daarin en jy voel kilometers ver van die stad af. Dis ongelooflik stil en groen. Maar kyk 'n bietjie noukeuriger, dieper as net die groenigheid, en jy vind die klein Fudou no Taki watervalletjie. En nog belangriker vir sommige, die vallei het 'n literêre ego. Die bekende skrywer Tanizaki Junichiro het glo hier inspirasie gevind. Jy kan dit amper voel. Interessant. Nog iets daar naby. Ja, naby Yoshinji, daai tempel van ons vroeër gepraat het. As jy weet waarom te kyk, is die pragtige maar baie minder bekende Oborozuki-tuin. Dis 'n versteekte moestuin, regtige juweeltjie, as jy van stil tuine hou. Goed. Laastens, 'n storie van wat kon gewees het. Iets oor Setagaya Daita en die droom van 'n tweede Ginza. Dis 'n fascinerende stukkie stadsgeskiedenis. In die laat 1920s, met die koms van 'n nuwe treinlyn daar naby, was daar groot planne, regtig ambisieus. Hulle wou hier 'n blink nuwe kommersiële sentrum bou, jy weet, geïnspireer deur die bekende Ginza-distrik. Soos 'n mededinger vir Ginza. Soort van, ja. Breë strate is uitgeleë, daar was planne vir groot winkels, teaters, die hele spul. Dit sou groot gewees het. Maar dit het nooit gebeur nie. Mens hoor nie vandag van Setagaya Daita as die Beplande breë strate sien. Maar dis nie vol groot winkels nie. Nee, nou is dit gevul met hierdie bekoorlike, amper retro, Showa-era winkeltjies en kafees. Dis baie stiller, meer plaaslik. Dit laat jou wonder oor daardie onvervulde ambisie, daai wat kon gewees het. Dis 'n vreemde gevoel. En is daar 'n manier om 'n gevoel te kry vir hoe die lewe toe werklik was? Wel, vir 'n gevoel van hoe die lewe werklik was in daardie era, veral na die oorlog, is die nabygeleë Showa Lewensmuseum nogal treffend. Dis in 'n autentieke ou huis ingerig. Dit gee jou 'n blik op die eenvoudiger, alledaagse lewe van daai tyd. Baie anders as die tweede Ginza-droom. So, as ons alles saamvat, Setagaya is duidelike plek van laag. Onder daai moderne oppervlak lê hierdie stories van liefde, van geluk, van oorlewing, versteekte natuur en selfs verlore drome. Dis nogal baie. Absoluut. Die ware ontdekkings, soos ons gesien het, is dikwels subtiel. Dis nie altyd die groot besienswaardighede nie. Dis 'n ou boom, 'n klein altaartjie weggesteek in 'n systraat, die uitleg van 'n straat wat vreemd breed lyk, die gevoel van 'n plek. Hierdie stories nooi jou uit om stadiger te beweeg. Jy weet, en om dieper te kyk as net die oppervlak. Definitief. En hier is miskien iets vir jou om oor te wonder. Hoe dink jy beïnvloed hierdie byna onsigbare geskiedenis, al die egos van liefde, verloos, geluk, oorlewing? Hoe beïnvloed dit die unieke atmosfeer, die karakter van Setagaya vandag? Selfs vir die mense wat daar woon en nie eers die stories ken nie. Dis 'n interessante vraag, né?